Goeiemôre, dit is dan 6 Junie vanoggend, lesing 31 van die Groot Johannes Evangelie boek 4. Ons gaan aan met die verhaal van Zorel, hy is nou wakker en daar is nou maar 'n argument oor sy siening wat hy gehad het voor die magnetiese slaap en nou daarna. En ons sien nou hoe Yeshua hom dan daarop gaan antwoord. Nou sê Zorel in hoofstuk 60, opskrif is Zorel se kritiek op moraal en opvoeding. Zorel sê, jou woorde klink baie vriendelik, goed en gevoelig. En ek is daarvan oortuig dat jy dit sê wat jou hart jou ingee en wat jy as waar beskou. Dis nou teen Zinka wat hy dit sê, die ou wat hom aan die slaap gebring het. Dit is egter 'n vraag wat 'n leer ek moet aanneem. Wat my met sy lig, dit wat ek nou as volkome waar sien, en algeheel onwaar sal laat sien. 2 en 2 is tesame 4. Dit is 'n matematiese waarheid, waarteen alle hemele niks kan inbring nie. Maar daar kan onmoontlik 'n ander leer wees, wat hierdie ewige waarheid sou kon loonstraf. Ek sou 'n bygelowige nar moes wees, om te kan aanneem, dat 2 en 2 ook 7 sou kon wees, dan sou 'n geloofsverandering by my natuurlik wel moontlik wees, maar volgens my huidige begrip is dit heeltemal onmoontlik. Ek wil net hier 'n stukkie stil staan wat net weer eens bevestig hoe in die vlees hierdie man vasgevang is. Want ek sou ook tot die dood toe, sou ek 2 en 2 is 4 verdedig het. Behalwe nou wat Yeshua ons ingelei het in die gees. En dan is dit nie meer so nie. As jy 2 appels plus 2 appels het, hoeveel appels het jy? As jy in die gees daarna kyk. Nou wat is die gees van hierdie ding? In die appel, ek praat nou van 'n appelboom wat nou nie GMO is nie, is daar pitte, sê nou maar iets soos 10 of meer pitte daarin. So, daar is 40 pitte in 2 en 2 appels. En as jy daai 40 pitte plant, dan kry jy 40 maal etlike appels. Nou is ons al in die duisende. As jy al daai appels se pitte vat en plant, en jy het genoeg grond, kan jy hierdie hele aarde vol appelbome plant. En jy hoef nie daar op te hou nie, want in die gees is jy nie gebonde aan die aarde nie. So wat is 2 en 2 appels? Dis enige getal. Dis 'n oneindige getal. Hang net af hoeveel tyd en plek jy het. So dit is hoe ons nou na goed moet kyk in die gees, en nie net in die vlees nie. En hoeveel mense het al oorlog gemaak oor 2 en 2 is 4? En nou praat ek van waarhede wat net in die materie geldig is. Mense het geveg in hierdie land in die 18de eeu. Was daar amper 'n burgeroorlog. Paul Kruger moes ingryp. Toe die mense, ek dink dit was die doppers en die doppers hier in Rustenburg teen die doppers in Leidenburg, of dit was een van dit. Die een lot het besluit, hulle gaan nie meer uit die beker drink nie, hulle gaan nou kelkies drink. Daar was amper 'n oorlog, die manne het hulle self die perde opgesaal en wou gaan skiet. En so sien ons die stryd ook tussen ander uiterlike dinge op hierdie geloofsgebied. Kyk die groot stryd tussen Sabbat en Sondag. Kyk die groot stryd tussen klein doop en groot doop. Ek sê nie, dis nie belangrik nie. Maar op die ou einde van die dag, as jy gevul is met Vader se gees, sal jy die liefde doen op elke dag van die week. En dan is daar nie vir jou 'n dag afgesonder om een of ander leeglê te beoefen nie. Want Sabbat beteken in elk geval nie leeglê nie. Sabbat beteken werk in die gees. Dis wanneer jy daai pitwerk moet doen. Wanneer jy na mense toe moet gaan en die evangelie aan hulle verkondig.
na hulle toe gaan en vir hulle kos uitdeel. Of as jy besig is in die week, kan jy na hulle toe ry en 'n huis bou op daai dag. Al is dit dan nou die heilige Sabbat, soos wat ons dit noem. Elke daad van naaste liefde is 'n vervulling van die Sabbat, ook op 'n Sondag. So ons moet bietjie verder dink, kom weg van 2 appels en 2 appels is 4 appels. Kom na die innerlike gees van 2 appels en 2 appels, naamlik, dit is 'n oneindige toestand van liefde, waar dit op ons van toepassing is. Dat daar een of ander intelligente, ewige oerkrag moet wees, waarvan ten minste die oerkieme, of in elk geval hulle eerste beginsels afkomstig moet wees, kan deur geen verstand, hoe suiwer ook al, geloon word nie. Want as daar eenmaal 'n 2 is, moes daar eerstens 'n 1 gewees het. Maar hoe belaglik en buitengewoon dom is dit van die dwaase blinde mense, wanneer hulle vir hulle self 'n oerkrag, wat tog in die hele ewige oneindigheid gelyklik verdeel en versprei moet wees, omdat sy basiswerking deur die hele oneindigheid op gelyke wyse merkbaar moet wees, in 'n vorm, en selfs 'n menslike, ja soms in 'n dierlike voorstel. En dit is ons probleem met die alomteenwoordige gees, wat 'n alomteenwoordige krag is, of 'n alomteenwoordige energie is. Die ateïste glo dat dit niks is nie. Daar was eers niks en toe 'n great bang. En toe val alles in plek. Jy kan nie glo, en dis hoofsaaklik intellektuele, wetenskaplike mense wat vasglo aan dit. En hierdie konsep word ook in die skole verkondig aan ons kinders. Nou, hoe kan 'n bang uit niks ontstaan nie? Dit is die eerste vraag wat jy moet vra. En net so onmoontlik is dit om al hierdie planete, sonne, sterre wat almal in vaste bane is. Ek dink ons aarde se baan om die son in 'n jaar is binne sekonde of 2 sekondes korrek, akkuraat elke jaar. En die tyd om sy as is net so akkuraat. Dit sou dieselfde wees as wat ek 'n bom gaan gooi op die Pretoria biblioteek, daaronder in Vermeulenstraat. En al daai boeke skiet uit, en hulle bars uit in stukke, en hulle val weer almal in hulle covers terug, in hulle omhulsels. En alles is normaal. Dit is so belaglik, sulke goed is. Maar tog glo die mense daaraan. Dan stel hulle vir die Vader, die goddelike wese voor, in 'n vorm, wat baie duidelik in die Bybel verbied word. En nie altyd 'n menslike vorm nie. Dit is die vorm van saints, die vorm van 'n vrou wat hulle Maria noem. Onthou die woord Maria is ma, R-H-E-A, Ria, wat niemand anderste is as Semiramis, die oertydse Babyloniese hoervrou van Nimrod. En ander vorme, selfs dierevorme. Gaan kyk maar net by die Vatikaan, kan julle foto's gaan aftrek. Hulle noem dit gargoyles, en al hierdie goed stel fasette van die godheid voor. Die Egiptenare het dit gedoen, die Grieke het dit gedoen, die Romeine doen dit nog steeds, of die Romeinse kerk. Al hierdie dinge is goed wat ons sien. Nou is hierdie het daarom minstens sien ek daarom die intellek, dat hy sê, jy kan tog nie daai groot energie of krag met so 'n vorm beskryf nie. Dan het ek nog verder 'n ander hekel in die mense wat sê, is it the power be with you? By the force be. By the force be with you. Hulle sien nou die almagtige ewige Vader as 'n force. Maar wanneer hulle dit sê, bedoel hulle die force van die lig wat nou die force van die duisternis is. Dit is die force wat hulle bedoel. Dit is nie die ware wese wat alles geskape het nie. Hy is die verwoester en die force
wat hy uitoefen is 'n verwoestende krag op alles wat skepend en mooi en reg en oorspronklik is. Dit is daai krag wat in wetenskaplikes ingaan en GMO plante laat voortbring, wat inspuitings maak om mense se DNA te vernietig en te verduister. Dit is hulle wat die lug bespuit, dis daai force, met allerhande chemikalieë dat ek en jy nie kan asemhaal nie en dat ons vinniger doodgaan. Dit is daai force wat hierdie hele valse medisyne, farmakeuse opgerig het, sodat ons nog sieker kan word en nie gesond kan word nie. Dit is daai force of krag wat teen alles is wat goed is. So pas op vir mense wat na jou toe kom en sê, o, ek glo aan die force, of aan 'n groot kragtige energie. Dit is baie, baie misleidend. Ons Skepper is vir ons 'n Vader. Dis die punt. Die Judeërs sou, vers 3, as hulle by hulle oorspronklike leer gebly het, eintlik nog die mees verstandigste voorstelling gehad het van 'n algemene oerkrag, wat hulle Jahwe noem. Want hulle het 'n leerstelling wat lui, jy mag jou Elohim met geen enkele vorm voorstel nie, en jy mag absoluut geen gesneede beeld van hom maak nie. Maar daarvan het hulle heeltemal afgewyk, en nou het hulle sinagoges en tempels vol beelde en sierade. Bovendien glo hulle aan die mees dwaase dinge, en die priesters straf almal onder hulle aanhangers, wat nie glo wat hulle leer nie. Hulle noem hulle self Elohim se dienaars, en laat hulle daarvoor enorm eer, maar as teenprestasie kwel hulle die arme mensdom, met alles wat hulle maar kan bedink. Moet ek dalk onder sulke omstandighede 'n Judeër word? Nee, in die ewigheid nie. En hierdie groep mense wat vandag nou tussen ons is, noem hulle self Jode of Sioniste. Almal van ons hier weet dat Joshua was nie 'n Jood nie. Joshua was uit die stam van Juda. En die Bybel sê self in Jeremia, hy sien 2 mandjies vye. Een mandjie vye, goeie vye, lekker om te eet, aangenaam om te eet. Maar die ander vye is vrot en te sleg om te eet. En dis wat gebeur het met die Judeese volk. Daar het 'n skeiding gekom al voor Joshua se tyd. En Joshua het hierdie klomp slegte vye, het hy geïdentifiseer toe hulle hom probeer vasvat. Toe sê hy, julle het nie vir Abraham as vader nie. Die duiwel is julle vader. Julle is boos vanaf die begin af. En toe verwys hy na hulle, julle is 'n bose saadlyn. In Grieks gena mata egidnoon. Dit is 'n bose saadlyn, 'n bose genelyn. En dit is hierdie slegte vye vandag. En hulle kom by mekaar in sinagoges. Hulle het nie meer tempels nie, hulle tempel is gebreek. En in daai sinagoges is allerhande gruwels wat daar staan. Die Zioniste het in hulle vergaderplekke, het hulle afbeeldinge van Baal, of van, wat is die ander naam van die bokgod? Baphomet, wat hulle aanbid. Nie net hulle nie, die klomp Amerikaanse politici en die biljonêers en al daai topmense aanbid Baphomet openlik. In Amerika is daar groot standbeelde van Baphomet, waar hy so staan, dan het hy 2 kinders wat hy gaan offer. Ons weet al nou uit al die inligting wat uitkom, en ek kan net sê, dankie Vader vir die Gilgal-wiel wie se lig oor hierdie hele aarde begin skyn. Dankie vir elkeen wat saam met ons bid en saam met ons teen hierdie duisternis staan, dat dit nou so duidelik is dat die top hiërargie van Amerika en hierdie Jode is almal mensvreters. En offerandes wat hulle bring vir hierdie Baphomet van kinders wie se bloed hulle drink.
Maar dit is nie net die drink van bloed wat hulle adrenokroom noem nie. Hulle vreet ook die vleis, want ek wil nie eers sê eet nie, want dit is net 'n dierasie wat ander mensvleis eet. Dit was beperk en altyd genoem van hierdie klomp barbare in Afrika, waar hulle altyd mensvleis gevreet het. Self Yeshua sê in die boek Aarde en Maan, daar by hoofstuk 75, sê hy dat hulle daar langs die ooskus, hier by Mosambiek, op Tanzanië, het hulle die mensvreters gebly, en ook in Madagaskar. En vir hulle was wit mense 'n lekkerny. So nou het die top nasie in die wêreld en die westerse nasie wat veronderstel is om die draers van die goddelike gees te wees, afstammelinge van Israel, het hulle nou so ver geval, dat ons nou hierdie goed sien. As iemand my 10 jaar gelede gesê dat 'n westerling mense sal uitgevang word dat hulle mense vreet, ek sou dit nie geglo het nie. Dit is net ondenkbaar. Maar nou ja, hulle karma sal hulle inhaal. So terug by vers 4, die mense sê dat hulle wette van Elohim self het, wat hy hulle deur die eerste leraar Moses op die berg Sinaï sou gegee het. Die wette is weliswaar op sigself baie goed, as elkeen hulle as 'n absolute noodsaaklike leefreël sou navolg. Watter sin het dit egter as 'n mens die arme mense ten strengste verbied om te steel en te bedrieg, maar self, omdat die mens op die heerserstoel sit, sy hele mensdom wat hom slaafs onderworpe is, by elke geleentheid soveel as wat maar moontlik is leeg roof, besteel en bedrieg, en hulle oor die arme mens, in weerwil van die goddelike wet, nie in die minste bekommer nie. Sê my eers wat iemand wat dit eerlik meen van so 'n wet en sy bewaarders daarvan moet dink. Nou ja, dit is die toestand in die tempel waarna hy wys. Daai klomp fariseërs en skrifgeleerdes beweer hulle is God se uitverkore grondpersoneel en hulle het al die beheer in die land Judea gehad, wel onder die Romeinse mag, maar as die Romeinse mag nie daar was nie, sou hulle heeltemal hand uitgeruk het. En hulle het die arme mense daai tyd verskriklik verdruk. En hulle moes baie kere doodstrawwe ondergaan, waarvoor die rykes, as hulle losgekoop het, niks oorgekom het nie. En dit was die bewaardes destyds van die geestelike leer. Maar die bewaardes van die geestelike leer vandag in die Christendom is nie veel beter nie. Die paus is nie veel beter nie, inteendeel, ek dink hy is 'n absolute sataniese gedrog, wat mag uitoefen oor die hele wêreld, en oor jou kerk wat jy dalk in was, en jou vriend en jou broer en jou suster se kerk waarin hulle nog is, via die Wêreldraad van Kerke. As hulle aan daai organisasie behoort, is hulle klaar gekoop deur die Rooms-Katolieke Kerk. Maak nie saak wat hulle anders verkondig nie. Hulle kry geld van daai instansie af, en daai verbinding maak dat hulle nooit die geestelike waarheid sal kan sien nie. Daar sal altyd 'n skynlig wees, altyd 'n lig wat nie Yeshua se lig is nie. In baie forme, amper 40.000 forme van skynligte, wat elke denominasie beskyn. Ek sê nie al die mense wat daarin is verlore nie. Nee, die mens wat mislei is nog onder Yeshua se genade. Maar die misleier, die een met die titel wat voorstaan en voorloop, en wetend die mense mislei, vir hom is daar geen genade nie, want hy is 'n leienaar. En Openbaring, die laaste hoofstuk, vers 14 sê, leienaars kom nie in die nuwe Jerusalem nie, glad nie. So, kyk ernstig om julle heen, en soek nie
om in hierdie plekke opgeneem te word nie, want die kans vir val is groot. Ons gaan verder. As die nood 'n arme Satan, veldduiwel, gedwing het om iets vir sy dringende behoefte weg te neem van 'n plek waar oorvloed was, dan word hy met alle onverbiddelike strengheid tot verantwoording geroep en dadelik uit en uit bestraf. Maar die wetbewaarder wat elke dag en by elke geleentheid roof, moor, steel en bedrieg, staan bo die wet, hou daar glad geen rekening mee nie en glo self ook aan niks nie, behalwe aan sy veeleisende tydelike voordele. Kan 'n mens wel van 'n goddelike instelling praat, as dit selfs met die geringste eis van die arme mensdom so in 'n skrille teenstelling staan? Watter normaal denkende verstand kan so iets regverdig? En ons kan dit vandag sien, nie net in die kerke nie, ons weet almal wat die kerke se gedrag is teenoor mense wat nie hulle tiendes betaal nie. Maar kyk maar na die regering van die dag, hoe besteel hulle ons nie? Hulle besteel jou op elke vlak deur belastings. Hulle besteel jou by die petrolpomp. Helfte van die geld gaan vir hulle en om hulle ou klomp taxi-drywers te finansier, sodat hulle laer tariewe betaal. Al hierdie onregverdighede gaan aan elke dag in ons land. Ek dink van 'n R100 wat jy verdien, uiteindelik as al die belastings af is, het jy minder as R20 in jou sak. Dit is wettige diefstal. Maar wat hierdie ou nou sy argument is, hy sê, as ek nou so arm is, ek het nou vir dae nie geëet nie, en ek steel iewers iets om te eet, dan word ek in die tronk gesit. En dit is so dit werk vandag. Al hierdie dinge is bitter onregverdig. Omdat daar bepaalde dinge is wat ek aangenaam vind wanneer 'n mens dit vir my doen, moet ek ook van my naaste veronderstel dat hy dit ook nie onaangenaam sal vind wanneer ek iets vir hom sou doen wat hy ten minste goed en aangenaam sal vind nie. As ek tot oor my ore in die nood en die armoede sit, geen geld het om my ook maar die noodsaaklikste aan te skaf nie, en op soek gaan en vra, en op die vraag van niemand iets ontvang nie, en eers ten lange laaste self neem wat ek nodig het, kan 'n wet my dan daarvoor veroordeel? Het ek dan heeltemal geen reg om my iets wat ek brood nodig het, toe te eie nie, terwyl ons sterk voorouers beslis geen sonde begaan het, deur hele lande vir hulle self toe te eie nie? Ja, as ek uit luiheid sou steel en bly steel, sou geen verstandige mens dit snaaks vind, as ek daarvoor tot verantwoording geroep sou word nie. Maar wanneer ek my in 'n uiterste noodsaak iets wat ek dringend nodig het, in 'n sekere sin onwettig sou toeëien, dan kan en sal geen Elohim my tog daarvoor tot verantwoording kan roep nie. Laat staan tog 'n selfsugtige swak mens, wat in baie opsigte op een dag meer onregverdighede begaan. Onregverdighede is sondes, as ek in 'n hele jaar. Ek wil my weliswaar nie smalend uitlaat oor die wet ter beskerming van besit nie, wat die mense as goddelik beskou nie. Deur sy algemeen geldende onverbiddelikheid maak dit die mensdom egter nie beter en mensliker nie, maar slegs harder en liefdeloser. En dit is seker een van die goed vandag op aarde, wat gemaak het dat daar so skeiding is tussen uiters baie ryk en uiters armoedig en arm, is grondbesitters, wat hierdie magtige groot eiendomme besit, en wat lande besit, en ander mense het nie eers 'n ou stukkie grond nie, hy moet net so in 'n huitjie moet hy bly, soos hierdie ou. So ons sien dit in die ergste vorm nou, baie erger as wat dit was in sy tyd. Nou ek het, om hierdie hele lesing in te pas, en dis nogal lank, het ek nou 'n paar verse hier uitgelaat, omdat dit gaan oor hierdie ou se argument teenoor
mense wat veroordeel word omdat hulle erge, grove seksuele wanpraktyke beoefen het. En hy sê, daar's nou soveel wette om hierdie mense dan of op sekere maniere dood te maak en lang gevangenisstraffe te gee en miskien nog kastrasie en al die goed. Maar hy sê, hoekom is daar nie 'n wet wat sê dat almal moet hulle opvoeding van hulle kinders korrek uitvoer nie? Want sy argument is, as die opvoeding uitgevoer is korrek binne die orde, dan sou daar nie nodig gewees het om mense te straf vir wanseksuele dade nie. Dis in kort die paar verse wat ek nou moes uitsny terwille van die ding in te pas, maar Yeshua verwys na daardie argument in die volgende hoofstuk, daarom moet ek dit vir julle nou noem. Nou sê die ou, o vriend Zinka, jy is 'n Judeer, is nog steeds Zurel wat praat, en jy sal jou leer beter ken as ek. Onthou, hy was 'n soldaat van Herodes. Maar oor dit wat my daarvan toevalligerwys bekend is, kan ek jou niks anders sê, as wat ek jou reeds gesê het nie. En daaruit sal jy wel kan uitmaak dat ek, terwille van die versorging deur die geëerde Sirenius, my op die suiwere verstand het om die kennis wat op matematiese grondslae gebaseer is, beslis nie kan afsweer nie. Onder die ruilingsvoorwaarde wys ek enige versorging af, ook al is dit hoe aantreklik. Ek neem liewer die bedelstaf en bring so die armsalige res van my dae op hierdie aarde deur. Wat die natuur dan daarna met my sal doen, sal my as dooie, wat nie na die oue wil terugkeer nie, gewis heeltemal onverskillig laat. Zinka, sê jy nou of ek na jou mening gelyk of ongelyk het? Nou sê Zinka vir hierdie ou vriend en broer Zurel, diep in my hart kan ek jou nie ongelyk gee nie, maar ek moet jou wel daarby sê dat daar nog heel wat besondere sake is, waarvan jy jou nog glad geen voorstelling van kan maak nie. En dis die geestelike sake. Eers as jy daar agter sal kom, sal jy besef hoeveel goed en waaragtig daar in jou heilige vernaamste beweringe sit. Zurel sê, ja, dit is goed, maar as jy dalk iets beter weet, sê dit dan is ek bereid om aan jou rekenskap te gee. Zinka sê, dit sou jou en my weinig baat, maar rig jou tot die man daar, van wie jy sê dat hy jou so besonder bekend voorkom. Dis nou Yeshua. Hy sal jou wel goed voorlig, en jy sal daarop die waarheid, oftewel die teendeel van jou beweringe, dadelik duideliker begin insien. Nou sê Zurel vir hom, goed dan, dit sal ek doen, want ek is nie bang vir hom nie. Hy sal egter 'n harde neet aan my te kraak kry. Hoofstuk 61, materialistiese dwalings. Met hierdie woorde gaan die in vodde flenters gehulde Zurel van Zinka al weg, stap na my toe en sê, geëerde meester en meester van die geneeskunde, hierdie klere wat my armsalige liggaam bedek, bestaan uit erbarmelijke vodde, maar het bedek in elk geval die skaamte van 'n mens, wat het werkelijk betreur om onder hierdie talle mense wat het wil of moet wees, ook mens te wees. Ons lyk weliswaar na mekaar, die kleding nie ingereken nie, maar tussen ons bestaan wêrelde, skyn 'n hemelsbreë verskil te lê. En ek wil dit net hier noem, die vodde wat hy aan het, onthou julle toe hy in die magnetiese slaap was, het hy ook met vodde klere aan die ander kant gekom, toe sy in die water in, toe kom hy aan die ander kant naak uit, en Yeshua gee vir hom 'n jas, toe sy jas vuil, toe sê Yeshua hy moet dit was, en dan aantrek, en toe het hy verder met die jas rondgeloop. En dis presies wat Yeshua in die gees nou met hierdie ou gaan doen. Hy gaan sy ou vodde materialistiese, fatalistiese kleed vir hom verruil vir 'n kleed van die gees. Wel gaan hy nou heel onder moet begin, soos enige mens eers soos 'n suigeling gaan begin melkies eet, en dan later
swaarder kos kan verteer. Hy sê, ek is 'n mens wat goed bekend is daarmee, dat 2 en 2 tesame nie 7 nie, maar 4 is. Zinka sê vir my, dat u die man is, wat my meer kennis sou kon bybring, as wat ek self my eie gemaak het, en wat op my, ten minste onder my geloofsgenote, toch wel die stempel van menswees sal afdruk. En sy geloofsgenote is heidene, onthou dit, hulle is afgode dienaars. Ek het my egter nooit daarop laat voorstaan nie, en sal dit nog minder doen, as u my op 'n ander wyse wou voorlig. Zinka vertel my, dat alleen u daartoe in staat sal wees. U het my beginsels gehoor, wat beslis nie sommer uit die lug gegryp is nie. Jammer genoeg is hulle vir my 'n te korrekte waarheid, 'n konkrete waarheid. Maar as u my in die plek daarvan iets beter kan gee, moet u dit kan doen, dan laat ek dadelik en met graagte my hele waarheidsrommeltjie, seker trommeltjie van ganse harte vaar. Ek weet weliswaar nie met watter eretitel ek u moet aanspreek nie, maar ek dink dat ook u 'n man van die waarheid is, en vir sulke mense maak dit nie saak watter titel 'n mens hulle gee nie. Ek noem u geëerde meester, en eer u as sodanig, hoewel ek u maar net van hoor sê ken. Voldoen u egter daadwerklik aan my verwagtinge, dan sal u deur my aanbid word. Sê my dan, as u dit geskik vind, in hoeverre my beginsels oor die waarheid goed of verkeerd is ons nou meer of minder mens, as die eerste met verstand begaafde wesens wat hierdie aarde bewoon het. Omdat die mense eens, ter beskerming van hulle besit, 'n wet bedink het waarvan hulle sê dat Elohim dit gegee het, mag ek daarom nou as arme sater, sê dan ook wees, ek is arme ou duiwel, wat al dikwels 3 dae lank geen hap te ete gehad het nie, en deur daarom te vra ook niks kon kry nie van die oorvloed van 'n ander mens voldoende neem, om my van die hongerdood te bewaar nie. Elke erfwurm het toch wel die reg om hom met die besit van ander te versadig, sonder om daarvoor te moet betaal. Want hy is ook bewoner van hierdie aardbodem, en moet dit helaas wees, omdat die magtige natuur dit nou eenmaal so ingestel het. Of het 'n mens miskien, omdat hy nie 'n goeie stuk grond kon koop nie, minder reg om hom te versadig met die vrugte van die aarde, wat vir hom geskik is, as die voëls in die lug, wat tog almal uitgesproke diewe is. Ek vra u om my hierop 'n goeie antwoord te gee. Ja, hierdie antwoord wat Joshua gee, is 'n antwoord wat ons nou maar ook kan aan ons oorhak, soos die spreekwoord sê, want dit is 'n goeie antwoord vir enige ateïs, wat nou altyd sy lewe vergelyk met die lewe van die natuur. Ook ander mense, hulle noem hulle pantheïste, hulle is natuurgelowiges. Is hier 'n baie goeie antwoord, en ons lees nou wat sê Joshua vir hom. Vers 5 sê Joshua, vriend, solank jy jou menseregte gelykstel met die van die diere, het jy volkome gelyk met jou prinsipiële natuurlike regte. Daarteen kan ek beslis niks inbring nie. En elke wet wat in daardie geval die eiendom beskerm, of elke ander sedelike wet, is dwaas en belaglik. Hoe dom moet diegene wel wees, wat aan die voëls in die lug, die diere op die aarde en die visse in die water, wette ter beskerming van hulle eiendom en ander sedelike voorskrifte sou wou gee. Elke mens wat met enige rede begaaf is, of ook selfs 'n God, moet tog weet dat hierdie wesens hulle natuur as enigste wetgewer het. Ander woorde, hulle instink, dit is hulle wetgewer. Jy het derhalwe heeltemal gelyk met jou opvattinge, as 'n mens niks anderste is en te verwagte het as 'n willekeurige dier binne sy natuurlike omstandighede nie.
wat dan ook beteken, dis 'n mens wat net in die materie leef. Maar, vers 6, as mens daar is, of mag wees, terwille van een of ander hoër doel, wat baie goed denkbaar is, kan jou matematiese beginsels wel op 'n baie swak en wankelende basis staan. Kennelik het dit egter tot op hede nog nie by jou opgekom nie, wat maar al te duidelik blyk uit jou wysheid, wat maar net bekommer is oor die eerste lewensbehoeftes. Dat elke mens egter vir 'n hoër doel op hierdie aarde geplaas word, sou jy tog al kon sien aan die feit dat die mens, as pasgebore wese, ver agter staan by enige dier, en eers na 'n aantal jare van goeie versorging mens begin te word. Hy moet hom aan bepaalde reëls begin hou, en ten koste van baie moeite en eerlike stryd, sy brood begin verdien. Hy het dan ook wette gekry, om dit as 'n eerste wegwyser na 'n hoër doel te beskou, en uit vrye wil volg terwille van verdere selfontwikkeling en selfbeskikking, wat 'n voorwaarde vir hom is, om uiteindelik sy hoë bestemming te bereik, maar nooit as 'n dierlike mens nie, hoe skerp sy verstand ook al mag wees, maar as 'n volmaakte menslike mens. Dis 'n verskil tussen 'n menslike mens en 'n dierlike mens. Solank jy jou maar net bekommer oor wat die vlees vra, as jy dit as mens nie, sal jy dit as mens nie ver bring nie. Sodra jy egter sal ontdek dat binne in jou nog 'n mens woon, wat heeltemal ander behoeftes het as jou liggaam, en ook vir heeltemal iets anders bestem is, sal dit jou nooit moeilik beval om te onderskei hoeveel jy met jou beginsels maar net die los sand omwoel nie. Kyk, ek ken jou wil, wat oorigins wel goed is, en jy soek na die waarheid en na die oorsaak van al die bose, maar die mensdom op aarde, of waar die mensdom op aarde nou werklik tot oor die ore toe insit, omdat jy toch nog altyd baie plesier beleef het aan steel, het jou gedagtes die wet ter beskerming van eiendom en regmatige besit bestempel tot jou doos van Pandora. En omdat jy in jou jong jare tevens 'n groot en genotsugtige vriend van die vroue was, het jy jou ook nooit gesteur aan 'n morele wet wat die misbruik van die byslaap by jou en almal as sonde bestempel nie. Ja, as diermens het jy ook daarin volkome gelyk met jou beginsels, en ook dat daar daarom voor alle ander wette 'n eerste wet sou moes gewees het, wat bepaal het dat alle kinders 'n opvoeding sou moes kry, wat hulle die maatskaplike orde so sou moes inprent, dat dit vir hulle op manlike leeftyd finaal onmoontlik sou maak, om ooit die een of ander wet te oortree, wat dan 'n latere wetgewing natuurlik oorbodig sou maak. So as 'n ou kyk na hierdie ou, is dit blaamverskywing die heeltyd. Hy verskuif die blaam na die rykes toe, en omdat hulle ryk is en hy arm is, het hy nou 'n reg om van hulle te steel. Joshua sê ook hier, omdat jy so 'n seksuele, kan amper sê seker 'n pervert was in jou lewe, blameer jy nou jou ma en pa dat hulle my nie 'n behoorlike opvoeding gegee het nie. Terwyl elke mens kaptein is van sy eie skipie, en elke mens geoordeel sal word oor sy eie lewe. En dis wat Joshua vir hom nou probeer bybring. Vers 11, ja kyk, hierdie orde het die skepper van die wêrelde en van alle wesens ook by die diere ingevoer. Elke dier kry reeds in die moederlyf jou gevraagde vooropvoeding, netjies in sy hele natuurlike aard,
saam en hy het later aan glad geen wet meer nodig nie, want hy bring deur die vooropvoeding in die moederlyf reeds alles met hom saam wat hy vir sy hele lewe nodig het. Maar hy, wat die engelgeeste, die hemele, die wêrelde en die mense skep, weet baie goed wat daarvoor nodig is om die mens as 'n vry mens en nie soos 'n dier wat onder die oordeel val, te skep en daarop volgens op te voed. Ons weet dit dat 'n dier wat gebore word dadelik op sy pote staan en dadelik na sy moeder se eier toe gaan en begin drink. En onmiddellik kan hulle hardloop van vyande af en die kleintjie hardloop saam. En hy het alles binne in hom wat nodig is vir hom om sy hele lewe uit te leef. Dink maar aan 'n vink. Die eier broei uit en daar's 'n ou klein vink, 'n vinkie, 'n manlike vinkie. En hy weet presies hoe om die nes te bou wanneer hy groot is. En dis nie sommer maklik nie. Ek praat nou juist van die vink omdat dit 'n redelike ingewikkelde bouwerk is. So al hierdie goed is reeds in hulle, maar ons moet dit deur opvoeding kry. As jy jou matematies suiwer lewensbeginsels nog ietwat dieper ondersoek, sal jy weldra ook vind dat die taal vir die mense 'n groot boosheid is, omdat die mense mekaar daardeur in alle slegte dinge en sake kan onderrig. Ook sou die leer nooit onder die mensdom gekom het, as hulle nie, het sy deur tekens, het sy deur woorde kon praat nie. Ja, selfs die denke is gevaarlik, omdat die mense daardeur op allerlei slegtigheid en sluwe streke sou kon kom. Uiteindelik sou hulle ook nie duidelik mag sien, goed mag hoor, geen smaak mag hê en nie mag ruik nie. Want 'n helder en suiwer toestand van al hierdie sintuie sou die mense tog wel baie maklik begeerig en belustig kon maak op iets wat toevalliger gewys sleg sou wees. Kyk nou eers met jou matematiese beginsels na jou mens en vra jouself eers af of daar tussen hom en 'n seekat, behalwe die uiterlike, enige verskil bestaan. Wat wil jy dan, gesien die hoë doel waarvoor elke mens geskape is, met so 'n mens doen? Watter ontwikkeling sal jy hom kan gee? Wanneer sal so 'n mens kom tot die kennis van homself en tot die kennis van die ware Elohim? Die oergrond van alle dinge en die lig en al die lig en alle salighede. Bestudeer die liggaam van 'n gesonde mens. Bekyk en ondersoek dit noukeurig met jou kritiese verstand. En jy sal vind dat 'n liggaam wat so wys en buitengewoon kunstig saamgestel is, tog ook nog 'n ander bestemming moet hê, as maar net die daaglikse vul van sy buik, om vervolgens behoorlik bietjie afval te kan produseer. Nou hierdie laaste sinnetjie is wat hy, Yeshua, beskryf sy denke van die mens. En dit is ook sekerlik vir ons wat na onsself kyk en sien hoe verskil ons selfs van die mees hoogstaande dier wat geskape is. Ons is heeltemal anders met talle ander fisiese eienskappe en innerlike geestelike eienskappe, waar ons wil uitvind, waarom is ons hier op aarde, wat is ons doel, en wat is die doel hierna, want ons het 'n besef dat ons ewig gaan lewe, wat diere nie het nie. Ongelukkig kry jy nog baie volkere wat onder hierdie diermense tel, en ons praat nou nie van hulle nie. Ons praat van 'n nasie wat hierdie ou nou gesê het, maar u lyk net soos ons is dieselfde soort. En dit is die blanke nasies, of hy nou 'n Griek of 'n Romein was, of 'n Judeër, hy is hier praat en hy sê, Yeshua, jy is soos ek en ek is soos jy. En dit is ons doelwit op hierdie aarde. Wat die ander se doel is, ek gee nie om nie.
As hy soos 'n dier wil lewe, dan moet hy maar soos 'n dier lewe. Dis dalk sy doel op aarde, is rypwording as 'n diermens. Maar ek en jy moet ons mens wese aangryp en daar binne leef. En die enigste manier is elke keer kom ons terug by die 2 gebooie. Wees lief vir Vader wat jou geskep het, jou hele hart, siel en verstand, en lief vir jou naaste soos jouself. Dit is die kern van mens wees. Enige iets anderste neig jy na diermens toe, wat net belangstel in wat hy alles kan verorber. Of dit nou die kollekte van die kerk is, of dit nou in 'n politieke of 'n finansiële situasie is waar jy jouself dik stop met allerlei fondse of finansies wat jou nie toekom nie. Dit is alles dieselfde. Jy's dan 'n diermens. En ons praat nie eers van die diermense wat hulle eie spesie opvreet nie. Daar is soveel diere spesies wat nooit dit sal doen nie. Ja, daar is wat dit sal doen. Maar ons is as mense baie hoër geskape. So ons sal dan maandag verder lees wat Joshua vir hom verduidelik. Maar dit kan 'n mens mee begin as jy met 'n ateïs praat. Baie dankie.